By afdeling 4, wat gaan oor substitusie. So onthou, in wiskunde, in wetenskap, in geografie, in rek, meeste van jou vakke, meeste van die goed in die wêreld, werk op formules. So, hierdie is net 'n voorbeeld van 'n formule. So, dit kan enige formule wees, maar die konsep bly dieselfde van hoe vervang ek in, hoe maak ek iets die onderwerp, en hoe bereken ek dit wat ek wil bereken. Nou, in hierdie geval, die voorbeeld wat hulle vir my gee hulle vir my 'n formule, waar A gelyk is aan V minus I op T. Die belangrikste ding wat jy hier moet doen, is lees. Waarvoor staan elkeen van daai lettertjies? Nou die eerste ene, hulle sê vir my A is my versnelling. So wanneer ook al 'n vraag praat oor versnelling, weet ek, dit moet in A se plek vervang word. Dan gaan hulle verder en hulle sê vir my, V is die finale spoed. Met ander woorde, in V se plek moet ek my spoed vervang. Alright, dan gaan hulle verder en hulle sê dan vir my, alright, I is my aanvangsspoed. Jy weet wat al die fancy woorde beteken nie? Jy moet net kan weet, as hulle praat van finale spoed, en wat se lettertjie moet jy dit in vervang? Of aanvangsspoed, en wat se lettertjie moet ek in vervang? En by the way, aanvangsspoed beteken beginspoed. Okay, dis waarmee ek begin. Alright, en dan die laaste letter wat ek oor het, is dan obviously T, en hulle sê vir my, T is die tyd. Alright, en as jy sien in hakies, gee hulle ook vir jou die eenhede. So as jy daai letter moet uitwerk, moet jy daai eenheid by jou antwoord gaan skryf. So hulle sê vir my by vraag 4.1, 'n motor se spoed verander van 5 meter per sekonde na 25 meter per sekonde. In hoeveel tyd? In 4 sekondes. So kom ons backtrack net gou. Alright, wat gee hulle vir my? Die spoed verander van 5 meter per sekonde. Daai is my beginspoed. Alright, dis waar ek begin. So ek begin daar. En wat is my beginspoed? Dit is my aanvangsspoed wat I is. So ek gaan in I se plek 5 vervang. Dan gaan dit na 25 meter per sekonde. Wat is daai 25 meter per sekonde? Dit is my finale spoed. Met ander woorde, dit gaan my V wees. In 4 sekondes. Wat is 4 sekondes? 4 sekondes is my tyd. So in T se plek gaan ek 4 sekondes vervang. Bereken die motor se versnelling. So wat vra hulle moet ek bereken? Die versnelling, met ander woorde vir A. So ek gaan skryf my formule neer. A is gelyk aan V minus I op T. Vervang in V se plek, het ons gesê dis 25, minus I, wat 5 is, op my tyd, wat 4 is, en dan gaan dit net in jou sakrekenaar, en dit gee vir jou 5,25. Maar jy kan nie eindig met 5,25 nie, want versnelling het die eenheid gehad, daar's die eenheid. So ek skryf daar meter /s tot die mag 2. En dan se klaar. So is nie veronderstel om moeilik te wees, jy moet net gaan lees, wat is elke letter, en dan gaan identifiseer in my vraag, waar moet ek wat se letter in vervang. Kyk, kom ons kyk na die volgende vraag. Net hierdie uitwees, net weer spasies vir alles. Right, hulle sê vir my, 'n fietsryer het 'n aanvangsspoed van 10 meter per sekonde. Wat is aanvangsspoed? Dit is my I waarde. So ek het I se waarde 10. En dit versnel teen 3 vierkante meter sekonde wat ek wil mense dit sê. Right, wat is versnel? Versnel is versnelling en versnelling was my A waarde. So in A se plek gaan ek 3 vervang. Vir 6 sekondes. Wat is 6 sekondes? Dit is my tyd. So hulle gee vir my I, hulle gee vir my A, hulle gee vir my T. Bereken sy finale spoed. So wat soek ek? My finale spoed, en dit is my V. So weer eens, ek gaan skryf my formule neer. A is gelyk aan V minus I op T. In A se plek, kan ek iets in A se plek vervang? Ja, kan. 'n wonderlike 3. Kan ek iets in V se plek vervang? Ek soek vir V.
Kan ek iets in I se plek in vervang? Ja, ek kan, 'n wonderlike 10. En dan kan ek iets in T se plek in vervang? Ja, ek kan 6 in vervang. Nou kom die triek in, jy moet nou vir V alleen kry. Met ander woorde, jy moet vir V die onderwerp maak. Onthou, onderwerp maak beteken, kry dit alleen. So ek moet vir V alleen kry. So wat gaan ek eerste oorvat? Die eerste ding wat jy gaan oorvat, is hierdie 6. So onthou, aan hierdie kant is hy my noemer, met ander woorde, hy deel, soos ek hom oorvat, gaan ek gaan mal met 6. So ek gaan sê, alright, wat is 3 mal 6? Dit gee vir my 18. So 18 minus is gelyk aan V minus 10. Wat wil ek alleen kry? Wat wil ek die onderwerp maak? Vir V. So wat moet ek doen om vir V alleen te kry? Ek moet nou hierdie minus 10 oorvat. En wat gaan hy doen as hy oorgaan? Hy gaan word plus 10. Met ander woorde, wat is 18 plus 10? Dis 28. Maar kan ek daar stop? Nee, want V het 'n eenheid gehad, m/s. So ek los my antwoord as 28 m/s. En daarteenoor vir V bereken. Alright. So, ek gaan nie 4.3 en 4.4 doen nie. Dit is presies dieselfde. Jy moet net jou onbekende oplos. Alright, dan die laaste vraag, 4.5, is nou maar net die teorie agter dit. Maak T die onderwerp van die formule. So onthou, as hulle sê onderwerp, beteken dit, kry daai ding, kry vir T alleen. So hulle kon enigiets vra, hulle kon vir jou vra, kry vir V alleen, kry vir I alleen, of kry vir T alleen. Right? So ek begin deur my oorspronklike formule te skryf. A is gelyk aan V minus I op T. Nou jy wil nou vir T alleen kry. Wat is die eerste wat ek gaan moet doen? Right, dit is soos om vir T op te los. Ek gaan hom eers moet oorvat na 'n kant toe waar hy alleen kan kom. En wat gaan T doen as ek hom oorvat? Hy gaan mal. So met ander woorde, jy gaan nou sê, wat is A mal T? Dit gee vir my AT. Is gelyk aan V minus I. Great. T is nog steeds nie alleen nie. Ek wil nog steeds vir T alleen kry. Ek wil nog steeds vir T die onderwerp maak. So wat moet ek doen as ek my vir T alleen wil kry? Ek moet al twee kante gaan deel met A. Met ander woorde, T is gelyk aan V minus I op A. Is T nou alleen? Ja, hy is. So daar is my finale antwoord. Okay, maar soos ek gesê het, daar kan enige formule wees. Hier is maar net 'n spesifieke een. Dink aan jou silinder, dink aan jou reghoekige prisma. Daar waar jy goeders moet uitwerk, daar waar jy iets die onderwerp moet kry, waar jy hoogte moet bepaal, wanneer jy vir die omtrek gee, ensovoorts. Right? Dit is presies wat mense hier doen. Ons gebruik net die fancy terminologie waar ons sê, maak dit die onderwerp, maar het beteken, kry dit alleen. En as ons sê, vervang in, lees mooie vraag, kyk waarvoor staan elke letter in jou formule, en dan lees jy, en soos ek sê, om met kleur te werk en goed, maak dit net soveel makliker.